Welkom by jou stilword en refleksietyd. My gebed is dat jy gedurende hierdie oordeenking sal beleef dat die Gees aan jou hart raak, dat jy 'n stuk vrede of insig kry en dat dit jou gemoed positief kleur. As jy wil en kan, maak dan nou weer jou oë toe. Haal lekker diep en stadig asem en gee dan alles wat op hierdie oomblik op jou hart is, eenvoudig vir die Vader, wat daar by jou is om jou las ligter te maak en aan jou lig te gee. 'n Aanbieder bied 'n konferensie aan met die tema: Is jy gelukkig? Hy begin die dag deur die 500 konferensiegangers 'n oefening te laat doen. Elkeen kry 'n heliumgevulde ballon, waarop hulle dan ook hulle name moet skryf en dan die ballon in die lug vrylaat. Toe al die ballonne in verskillende rigtings in die lug is, gee hy hulle die opdrag om die ballon waarop hulle eie naam geskryf staan te soek, dit te gryp en dan eenkant te gaan staan. Chaos ontstaan. Mense hardloop mekaar uit die pad uit, stamp letterlik ander om en raak amper hysteries en selfs aggressief om eers by hulle eie naamballon uit te kom. En na 20 minute het nog net 30 mense hul eie ballonne tussen die andersin gekry. Die vertrek 'n negatiewe ruimte waar mense gefrustreerd voel en so gefokus is dat hulle letterlik mekaar afknou in 'n poging om by hulle eie uit te kom. Op daardie oomblik stop die aanbieder die proses en wys die konferensiegangers daarop dat slegs 30 mense eie ballonne gekry het. Hierna vra hy hulle dat hulle met die volgende oefening weer die ballonne moet los, maar nou enige ballon moet gryp en dan die persoon moet soek wie se naam op die ballon staan. Onmiddellik begin mense na mekaar soek, roep mekaar se name en elke keer wanneer iemand by die eienaar van die ballon uitkom, gebeur daar iets tussen die twee mense. Die ontvanger en geer is albei so bly dat hulle mekaar sommer omhels. Dadelik begin die een wat sy eie ballon gekry het, nou ook die ander persoon of persone se ballonne soek. Jy sien en hoor hoe mense lag, mekaar aanmoedig, ondersteun, waardeer. Die atmosfeer is nou 'n ruimte waar vreugde die boetoon voer. Waar nuwe mense mekaar ontmoet en ou vriende mekaar omhels in die bly wees oor die eenvoudige ding soos: hier is jou ballon, ek het hom vir jou gekry. Wat vertel hierdie storie vir ons? Wanneer ons op onsself, ons eie belang en ons eie klein wêreld ingestel is, leef daar 'n stuk selfsug in ons harte wat ander miskyk en wat, omdat alles net om my draai, 'n mens met 'n ingesteldheid kan leef van jaloesie en vernyn. Ja, ek is dan so ingestel op my belange dat ek onvergenoegd voel as ek na ander kyk. Ek is gefrustreerd, gun ander niks nie. Ek voel onvervuld. Wanneer ek egter leef vanuit die plek waar ek my eie menswees gebruik om aan ander goed te doen, hulle te help, dan verskuif die fokus weg van die dinge waaroor ek sogenaamd ongelukkig is en beleef ek die lekkerte van gesonde, goeie gee-gewoontes. En omdat ek iets gee, voel ek gewaardeerd, beleef ek dat ek 'n betekenisvolle verskil maak en styg my eie vreugdebarometer. Dan beleef ons iets van Spreuke 3 vers 13. Iemand wat elke dag reg leef en met insig optree, sy lewe is vol geluk. Die blydskap wat uit wyse mense straal, is baie kosbaar. Kom ons bid hieroor. Vader, U ken ons. Ons is nie sommer van nature op ander ingestel nie. Ons hardloop maar meestal rond vir ons eie belang. En dan raak ons later so verstrengel in ons eie gedagtes en so bewus van ons eie tekortkominge, dat ons ongelukkig en onvervuld voel. Vandag besef ek, Here, dat ek my lewe kan verander deur ingestel te wees op ander. Dat ek geluk sal vind in die gee van myself. Dat ek anders sal kyk na die lewe wanneer ek iets van myself sommer net weggee. Geluk, Here, is eintlik op my voorstoep. Ek moet dit net gaan optel en gaan uitdeel. Vandag doen ek dit. Amen.